Priemfaktore. Priemfaktore is nou weer daardie faktore wat priemgetalle is. Ons voorbeeld, faktore van 24, hier is die priemfaktore, 2 en 3. Sien jy, 2 en 3 is albei priemgetalle. Jy gaan gevra word om 'n getal uit te druk as die produk van sy priemfaktore. Wat is 'n maklike manier om 'n getal se priemfaktore uit te werk? Ons gaan na 2 metodes kyk. Ons kyk na die getal 12. Skryf dit in 'n sirkeltjie. Daar is verskillende benamings vir hierdie metode. Party noem dit die boompie metode en ander noem dit die tros metode of selfs die sirkeltjie metode. Die eerste ding wat jy doen is om aan enige faktorpaar te dink wat 12 maak. Ons dink hier aan 6 maal 2. Die 6 en die 2 word nou weer in sirkeltjies geteken. Kom ons kyk na die 2. Is dit 'n priemgetal? Ja, dit is 'n priemgetal en ons merk hom en ons gaan nie verder met hierdie getal kan werk of hom opdeel in faktore nie. Die ander sirkel is 'n 6. Kan ons die 6 verder in faktore opbreek? Ja, 2 maal 3 is 6. Kom ons kyk nou na die 2. 2, dit is 'n priemgetal en ons kan hom nie verder opbreek nie. Ek merk hom. Nou, die 3. Dit is ook 'n priemgetal en ons kan hom ook nie verder opbreek nie. Ons het nou geen meer sirkels om op te breek nie. Wat is die getal nou uitgedruk as die produk van sy priemfaktore? 12 is gelyk aan 2 maal 3 maal 2. Jy kan dit sommer toets en kyk of dit vir jou 12 gee. 2 maal 3 is 6 en 6 maal 2 is 12. Die volgende metode is die leertjie metode. Kom ons druk 18 uit as die produk van sy priemfaktore. Skryf die 18 neer en dan teken jy so 'n leertjie om die 18. Jy sal nou sien hoe ons dit gaan gebruik. Op 'n stukkie rofwerkpapier skryf jy gou die eerste paar priemgetalle neer. 2, 3, 5, 7. Met die leertjie metode begin ons altyd by die kleinste priemgetal. En eers as ons hom nie meer kan gebruik nie, dan gaan ons na die volgende priemgetal toe. Jy sal nou sien hoe dit werk. OK, ons eerste priemgetal is 2. Kan 18 presies deur 2 gedeel word? Ja. 18 gedeel deur 2 is 9. Die 2 word reg langs die 18 neergeskryf en die antwoord van die deelsom onder die 18. Skryf die 9 onder die 18. Nou kyk jy weer na jou priemgetalle. Die kleinste een is 2. Kan ons 9 deur 2 deel? Nee. Ons trek die 2 dood. Kyk nou na die volgende priemgetal, 3. Kan 9 deur 3 gedeel word? Ja. Skryf die 3 nou langs die 9. Die antwoord kom onder die 9. 9 gedeel deur 3 is 3. Ons kan sien dat die kleinste priemgetal 3 ook in 3 kan indeel. Skryf nou die 3 weer langs aan neer. 3 gedeel deur 3 is 1 wat jy onder die 3 skuif. As jy by 1 kom, dan is jy klaar. Dis hy. Jy het nou al die priemfaktore hier uitgewerk. In pers? Hoe druk ons 18 nou uit as 'n produk van sy priemfaktore? 18 is gelyk aan 2 maal 3 maal 3. Werk sommer uit en kyk of jy by 18 kan uitkom. 2 maal 3 is 6 en 6 maal 3 is 18. Ek wil hê ons moet nou nog een voorbeeld van elke manier doen. Druk 16 uit as 'n produk van sy priemfaktore deur die boompie of tros of sirkel metode te gebruik. Pos gou die video en probeer gou self. Het jy dit klaar gedoen? Is jy reg om te kyk? Daar is meer as een manier om die 16 op te breek. As jy eers begin het met 4 maal 4 is dit ook reg, solank jy by die regte faktore uitgekom het. Hier is dit sommer vinnig. 8 maal 2 is 16. 2 is 'n priemgetal, so ons merk hom en beweeg aan. 4 maal 2 is 8. 2 is 'n priemgetal en ons merk hom.
4 kan opgebreek word in 2 maal 2. Hierdie 2 is 'n priemgetal en hierdie 2 is 'n priemgetal. 16 uitgedruk as 'n produk van sy priemfaktore is 16 is gelyk aan 2 maal 2 maal 2 maal 2. Goed, en probeer nou gou die leertjie metode met 28. Werk gou die priemfaktore uit en druk 28 dan uit as 'n produk van sy priemfaktore. Pause en kyk of jy reg was. Goed, is jy klaar? Die eerste priemgetal is 2. 28 gedeel deur 2 is 14. 14 gedeel deur 2 is 7. 7 kan nie deur 2 deel nie, die volgende priemgetal is 3. 7 kan nie deur 3 deel nie, die volgende priemgetal is 5. 7 kan nie deur 5 deel nie, die volgende priemgetal is 7. Uiteindelik, ons kan 7 deel deur 7 en dit is gelyk aan 1. Die priemfaktore het ons aan die linkerkant uitgewerk. 28 is 'n produk van sy priemfaktore is 28 is gelyk aan 2 maal 2 maal 7.
Mm.